Prys die Here, want hy is groot en wonderbaar. Amen. Jy weet, ek het nou mense genooi op die telefoon. Ek wil vanmôre praat oor hoe 'n verhouding te bou met die Here. Want dis van die uiterste belang. Maar daar is bitter min van die dierbare kinders van die Here wat nog regtig 'n verhouding met die Here het. Ja, Baie amen. skaars. Amen. Nou, ek het gedink om vir u te noem dat ek ken my vrou, is 40 jaar, ek is 43 jaar terug bediening toe. En voordat het ek 'n jaar of 3, ek kan nie onthou, 3 of 4, 5 jaar, ek weet nie, saam met haar in 'n orkes gespeel in die kerk, sy was die orgelis en ek het saksofoon gespeel en so bid die aande klavier gespeel. Maar weet jy, ek het gedink ek ken haar. Maar toen ons 14 jaar terug in die huwelik 2 na my vrou afgestel het, toe begin ek eers regtig vir haar ken. Want toe wil ek die kos eet wat sy vir my maak, want anders was as die kos wat my vorige vrou vir my gemaak het. Toe kan ek nie met 2 lepeltjies suiker in my koffie gooi, doen dit 1. Want sy waarsku my, die suiker is gevaarlik. En ek gaan nie vanmiddag na die kerk nou in die kerk sê, baie Marie, goed gaan, baie Tommy, oorlede man. Ek gaan huis doen saam met haar. Dus het is donker, as het donker word, wil ek saam met haar in die bed klim. En ons leer gesels, dan leer ek haar eers ken. Ja. Jy kan nie 'n verhouding met 'n vreemdeling hê. Ja, amen. Jy kan nie 'n verhouding hê met iemand met wie jy nog nooit gepraat het nie, met nog niemand wat jy nog nooit geken het nie. Dit is nie moontlik nie. Die hele lewe gaan oor verhoudings. Of hulle huweliksverhoudings is, of besigheidsverhoudings, of vriendskapsverhoudings. Maar in elke opsig is daar iets wat jy as 'n persoon moet doen om daai verhouding te laat werk. Yes, amen. Jy kan nie 'n besigheidsverhouding bou met kliënte as jy jouself toesluit in die binnekamer. Jy kan die hele dag bid. En dit is goed as jy hele dag kan bid, dat nou met dit reg kry. Maar jy kan dit gaan probeer. Maar dit gaan nie jou besigheidsverhouding met die besigheidsmanne binne kan regmaak. Jy moet daar wees, jy moet met hom praat, met hulle praat, jy moet met hulle onderhandel. Daar bou jy verhouding met hulle. As ek nou vanaand my vrou sê, ek is baie lief vir jou, maar nou, van nou af, praat ek nie meer met jou nie. Ek gaan nou net bid. Ek sal nog so bid. Dan sal ek sien my vrou se handkas is leeg. Die kar is weg. Dan is ek baie heilig, maar ek is alleen. Verhouding werk nie so nie. Iets wat my kan saamstem. Yes. Nou kom ons by die verhouding met die Here. En vir baie mense hang die verhouding met die Here af net oor Sondagoggend se diens. Afhangend wie is die prediker, wie is die pastoor? Hoeveel mense daar in die kerk, hoeveel mense daar in die diens, hoe groot is die gemeente, hoe mooi is die kerk gebou, hoe goed speel die orkes, want kyk vandag tot daar en die orkeste in die kerk groter geword as die orkeste in die wêreld hoor. Ja. Hulle probeer meer vertoning lewer as enige wêreldse orkes vandag kan probeer lewer hoor. Daar's tot professionele musikante en sangers vandag in die kerkewêreld. Hoe reg hulle hart met die Here is, weet ek nie. Maar omdat jy mooi musiek kan maak en dat mooi kan sing, stel homself bekend as 'n sanger in die kerk. Hy sing gospel op nie online nie, direk. Ja, die online moet maar 'n ding wees daar nie. En hulle verdien geld, 'n salaris daaruit. Maar hulle hart is nie noodwendig met die Here nie. Maar as ek 'n verhouding met die Here wil bou, is daar dinge wat ek self sal moet doen in my verhouding met God. Amen. Dis nou maar nie eenvoudig so. Ja, halleluja. Jy weet, gebed is nie 'n maklike taak nie. Maar dit is nie net gebed nie, hoor. Daar's 'n paar dinge wat baie belangrik is en dis waaroor ons soms by byeenkomste het, by dienste het Sondag onder andere. Waar daar gesamentlike lofprysing uitgaan
vir die Here. Ja. Boonbehalwe die lofprysing wat jy by die huis het. Maar weet jy dat is so dat baie keer sing ons koortjies in die kerk, maar die woorde van daardie liedjie of daai koortjie wat ons sing, is die woorde van 'n man wat 150 jaar terug geleef het. Ja. En dit was die lofsang van sy hart, dus skryf dit neer. Ja. En iemand skryf die musiek daarby, dan sing ons dit. Maar sing daar jou koortjie, is 'n mooi koortjie met goeie woorde in. Maar dis nie jou lofsang nie. Want jou hart is hier in dit nie. Jou verstand is op 'n ander plek. Ja. Jy sing maar die woorde want jy ken hom. Jy kyk nie die skerm nie, maar ag, ek ken die ou koortjie. Ek weet nie moet hulle van 'n bietjie nuwe koortjies neem, nuwe soort musiek, nuwe wêreldse, nuwe wetse musiek in die kerk inbring. Weet jy, ons kan enige soort musiek in die kerk inbring. Ons kan tot viole kry en vir kom speel. Ons kan trompette kry, saksofone by die honderde. Maar as die lof van die Here nie uit jou hart uitkom nie. Yes, amen. Jy kan daar nie. Amen. Die klank van 'n gitaar, die klank van 'n viool kan God nie prys nie. Yes, hallelujah. Maar God het die mens lief. God wil 'n verhouding met die mens hê. God wil jou lof hoor. Yes. Die Here wil jou lofprys hoor. Hoor wat sê die woord van die Here in Psalm 100. Daar die 4de vers. Gaan sy poorte in met lof. Sy voorhoewe met lofsang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Amen. Ons het rede om vanmôre alles ons nie 500 mense in diens vanmôre nie. Ons het poortlik kon ingaan met lof, met die bedoeling uit jou hart uit om die Here werklik te loof en te prys. Ek wil vir u vertel dat lofprysing en aanbidding is twee dinge. Amen. Baie duidelik verskillend. Lofprysing is om die Here te eer vir dit wat hy vir my gedoen het. Yes, amen. Ek kan die hele dag loop en sê, Here, baie dankie dat u my gered het, dat u my verlos het, dat u my sonde weggewas het met die bloed wat u gestort op Golgotha, dat u my gevul het met die Heilige Gees, dat u my die voorreg gegee het om 'n bedienaar van die woord te wees, die voorreg gegee het om 'n gemeente te kan begin hier in Witbank. So kan ek aanhou en die hele dag die Here loof en prys. Ek loof die Here vanmôre vir 'n goeie vrou wat God my gegee het. Weet jy, my vroukie afsterf. Toe altyd jy afsterf met al die tyd, 15 jaar terug. Was die moeilikste jare van my lewe. Ek kan dit nie vertel nie. Ons het beide in die dorp op 'n plaas gebly, groot huis gehad. In die oggend gaan die kinders almal werk toe of skool toe. Die moet nog skool toe gegaan het. En dan sit ek by plaas alleenig. Ek het 'n hond gehad, sy naam was Eddie. Dan sit ek onder die palmboom daar by plaas daar. Ek kyk so oor daar, oor die tolhek en daar moet jy wil gebring. Kom sê, hond sê een poot op my been. Dan kyk ek my so diep in my oë. Net nie so oë, dan kyk my net so. Hy het seker gesien. Ja, ek het minimaal na wat droog hoor. Ja, hy het gesien hierdie man besig om te sing in die groep uit. Want dit was seker die slegste jaar van my lewe. Toe gee die Here vir my tweede vermaling, van weer werklik baie lief is. En ek kan die Here nie genoeg loof en prys vir dit nie. Ek sit nie meer onder die palmboom met die hond se poot op my bobeen nie. En mense oor wat my kyk nie. Ek is besig om die Here te prys en te loof, want ek het iemand in my lewe. My lewe aangepas. Ek moet baie aanpas hoor. Hey, ek moet baie aanpas. Ek weet nie vir my pas, en dit pas. Ek weet net, ek dink sy moes ook eenmaal baie aanpas, maar sy het nooit geklaar nie. Soos as ek nie so erg nie. Maar sy het het gemaak. Maar weet jy, is 'n loflied in my hart. En ek hoef dit nie in die kerk elke keer te vertel nie. As ek die dag loop, as ek my vrou sien, sê ek, Here, ek prys U vir my vrou. En ek sê dit vir haar. Ek sê elke dag, sê ek 10 keer, my vrou, ek is baie lief vir jou. Ek waardeer jou. Ek sê dit sommer nou weer 'n keer. Ek is lief vir jou, ek waardeer jou. Jy is my kosbaar. Want dit bou iets in 'n mens se verhouding. Is dit nie swaar nie? As ek my vrou moet sê, ek het julle vandag my slegte kos gemaak. Ja, geen mens kan eet. Ek as jy goed nie vir die vak op gaan gooi nie. En jy dink, hoe gaan sy voel? Gaan my verhouding versterk? Nee, jy kry hierdie mense, narcissist is hulle, wat daai goed
soort van goeders doen met 'n vrou net. Om daai oorheersing, hulle beheer daai mense se hele wese daarin so dat daai persoon eintlik self sterwe net om daai persoon gelukkig te hou. Ja, En dis nie verhouding nie. Dis die Satan. Dat is Satan hoor. Maar om verhouding te bou beteken ek moet my hart uit kan praat. Ek moet met haar kan praat, met my kinders te kan praat. Ek is baie lief vir my kinders. Ek het 'n oorlede vrou met 5 kinders. En ek het 'n klompie kleinkinders. Ek weet nou nie meer hoeveel nie. Dink 7. En ek dink ons het 3 agterkleinkinders, maar 'n jongste enetjie daar. En die kot is daar en die tweeetjies by die kant. Agterkleinkindertjies. Ek word nou ou man lê vir my. Sy is agterkleinkinders hê. Maar weet jy, ek probeer net bes om my verhouding met hulle reg te kry. Nie net om eenmal in 'n week te bel en so gaan dit nie. Maar soveel moontlik met hulle kan praat. As ek persoonlik met hulle kan praat, nog beter. Dis beter. Want dit hou my verhouding reg met my kinders. Nou kom dit by die Here. Dat ons verhouding bou met die Here. Maar praat met hom nie. Al wat ons met hom praat, is vanaand ons gaan bid op die kostafel sê, dankie Here vir die kos, maak ons opreg dankbaar daarvoor. Of vanaand ons gaan slaap, dankie Here, ons vandag gespaar het, my vrou lewe dan nog. Here, dat ons vandag slaap en die duiwels nie inbreek in die huis nie. Daar baie mense in die gebed gaan met dit oor. Ja. Maar weet jy, om 'n verhouding met God te bou, moet jy gedurig deur jou hart oopmaak met die Here, heel dag deurloop in lofprysing aan die Here te bring. Jy het nie nodig om elke dag 2 ure te gaan bid, as jy kan regkry, wonderlik gaan doen en gerus. Maar weet jy, dat die verhouding bou, as ek met vrou elke oggend opstaan, en ek hou van 2 ure vas. En ek hou vas, en ek hou vas, en ek hou vas vir 2 ure. En daarna is het weg, ek sien nou nooit meer nie, ek praat nie met haar, ek los haar. Ek doen my eie ding en sy doen haar ding. Ek gaan nie 'n verhouding kom met dit nie. Jy gaan nie verhouding bou met die Here net net 2 ure te bid in die oggend, jy wat ek net vir u sê. Jy kan dit maar net skryf en neerskryf, dit is so. Maar as ek gedurig deur die loop van die dag my lofprysing aan die Here kan bring, gedurig deur die Here kan eer vir dit wat hy my gedoen het, dat hy my gedraai vir my jare, my sterk gehou het, ek is gesond deur die genade van die Here en ek prys hom daarvoor. Ek loop nie met 'n kierie nie. Ek lyk nie soos 'n ou man van 99 nie. Ek loop nog soos 'n man van 45. Prys die Here. Amen. Maar weet jy wat? Ek eer die Here elke dag vir dit. Met my lofprysing as ek met God praat, dan praat hy met my ook. Amen. As ek aanhou met my vrou praat, dan sy praat nooit terug nie. Dit is moeilik as jy 'n dowe vrou het, nie. Sy kan nie hoor wat jy sê. Jy moet maar vas so wys. En haar is so goed as wys. Seker moeilik. As jy moeilik as jy vrou kan hoor, maar jy stom. Kan nog steeds nie praat, opnoem in die hartjies wys of goedjies in die wys, ek weet nie vir jou. Dis seker moeilik. Maar as jy mens kan praat, Yes. en met iemand wat kan hoor, die oor van die Here sien te spaar om te hoor nie sê die skrif. Amen. God kan hoor wat jy sê. Die Here wag op ons lofprysing. God wag op ons verering van sy naam. God wag op ons danksegging. Hy wag daagliks op ons. Dis die Here. Ek eer nie vir die goedheid en die guns. Hy wag daagliks op my omdat hy wag vir die lofprysing. Want God lewe daarin. Halleluja. Amen. Prys die Here. Amen. Om die Here te loof en te prys vir dit wat hy vir my gedoen het. Wat het die Here regtig vir jou gedoen, my broer en my suster? Ja. En liewe kyker op die televisie, op die Facebook of op die telefoon of op die YouTube. Wat het jy om voor dankbaar te wees? Ja. Gaan vandag met jy huis toe en vat 'n pen en 'n boek en begin bietjie skryf. Waarvoor kan ek elke dag die Here loof en prys? Amen. En ek weet jy gaan vir die Here loof en prys vir jou vrou. Vir ons. Ek weet, ons jy beter jy Here prys vir ons, as jy nie moeilik is. Maar ons moet daai dinge begin neerskryf dat ek elke dag as ek loop, voordat ek my oë toe maak om te gaan bid, ek in my kar ry, kan sê Here, ek eer U. Yes, Ek eer U goedheid. Nie net stil nie, praat. God se jou woorde. God die klank van 'n mens se stem, dis wonderlik die klank van 'n mens se stem jou hart se gegevens kan oordra. Hoe die klank van jou stem jou hart se gevoelens kan oordra. Is nodig dat 'n mens dit moet sê, hoor. Yes, amen. Ek dank die Here vir hom. En ek prys hom dat hy vir my 'n pad oopgemaak het om 'n nuwe gemeente te begin. 'n Nuwe gemeente, die doel van die gemeente is jou ander kerke se mense leeg te trek nie. Ek gee nie om ander mense van die ander kerke kom nie, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor om dit te roep om vir die Here iets te doen, om siele vir die Here te gebed. En dit is
bedien as herders, om mense te dra met die woord van die Here, om hulle te leer en die woord van God te leer, om die mense wat sukkel buitekant te kan help, een of ander wyse met liefdadigheid te kan werk. Dis die werk wat God ons gegee het. Ons gaan dit doen met ons hele hart, want ek dank God vir die voorreg wat ons het om dit te doen. Dit is 'n voorreg, hoor. Amen. Ek eer die Here daarvoor. Amen. Maar weet jy wat? Ek sien daar in die Nehemia boek. Nehemia besig om die mure van Jerigo te herbou. Die mure het in mekaar geval, ingebrand. Besig om die plek te herbou. Maar daar is 'n man met naam van Sanballat en Tobia. Hulle spot met die kinders van die Jode. Vir die mure herbou, vir Nehemia. Hulle spot hulle. Hulle val hulle aan. Hulle gaan so erg dat hulle met die ene hand die troggel vashou en die ander hand die swaard om die mure te kan herbou. En Tobia en Sanballat spot hulle. Maar weet jy, gaan 'n bietjie verder daar in Nehemia 13de hoofstuk, kan jy gaan lees dan. Het daardie priester vir daardie selfde Tobia in die voorhoewe van die tempel het hy vir hom 'n kamer genoem. Die spotter in die voorhoewe van die tempel. Ek sien daai ding vandag se daar baie in die kerkewêreld hoor. Die plek waar God geloofde geprys moet word. Ja. Die plek waar God vereer moet word. En die voorhoewe moet ingaan, sy voorhoewe moet ingaan, soos Psalm 100 sê, gaan sy voorhoewe in met lofgesang. Daar sit Tobia, die spotter. En hy keer dat die kerk van die Here met opregte lofsange en lofprysinge God kan vereer. Ja. Die Die spotter is daar. Hy lag vir die kinders van die Here wat sing. Weet, daar's nie 'n saak in die Bybel wat sê jy moet hande klap as jy sing. Maar weet jy, hande klap is altyd vir my 'n teken van blydskap. Amen. Maar as iets wat ek graag vanmôre wil vir u vra, Yes. en ek wil u dit inskerp vanmôre, en u moet dit in die hart vaskryp en in die hart onthou. Yes. Om te sê, ek hoor baie keer mense in die prediker sê vir die gemeente, bring kos gee vir die Here 'n lofoffer, dan klap almal hande. Wys my in die Bybel waar 'n handeklap 'n lofoffer is. Ja. Wys my een plek in die Bybel. Ja. Maar 'n lofoffer is om te sê, Here, ek eer u vir u goedheid Yes. en u grootheid. Ek eer u want u is die almagtige God. Daar's niemand wat u kan oorheers nie. U is die grootste, die sterkste, die heilige. U is die waarheid, u is die heerlikheid. U alleen is waardig om geprys te word. Dis 'n lofoffer van die Here. Amen. So ek moet in die toekoms vir die gemeente vra. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Moenie hande klap nie. As jy wil doen, prys die Here, dan doen jy dit maar. Maar weet jy, dis nie wat tel nie. Dis wat by jou mond uitkom, wat uit jou hart uitkom en sê, Here, ek vereer u want u is groot en waardig om vereer te word. U is groot en heilig. Ek wil laag voor u buig, want u is groot God, die heilige God van al die eeue, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis lofprysinge. Kom ons gaan net kyk net begin aanbidding. Hoe belangrik is aanbidding in jou verhouding met die Here. En ons kan almal daarby leer, ek myself. Aanbidding is nie om te Here te prys dat hy my gered het nie, my om te loof dat ek 'n verhoging by die werk gekry het nie, meer geld het nie, meer reiskap nie, daai probeer die Here doen van die teks voor jaar. Maar aanbidding is om te eer vir wie hy is. Yes. Amen. Om te weet wie hy is dit van die grootste belang dat ons die Bybel moet lees. Amen. Amen. Die Ou Testament het God die Vader homself geopenbaar. Ja. Hy het sy kragtig geopenbaar, nie net aan Israel nie, maar al die volke reg oor die wêreld het gehoor van die God van Israel. Yes. Amen. Hy het homself geopenbaar, sy mate van krag wat hy het, die bonatuurlike werking van sy krag. Want waar het jy gehoor van 'n wind wat kan waai en die see droog baie en die volk van die Here kan droog grond deurstap. Ja. En die Egiptenare val agter hulle vas in die modder. Ja. Amen. Dis 'n God wat dit kan doen. Dis ons God. Yes. Die God wat die vermoë het om die onmoontlike te doen. Weet jy, die een of ander direkteur-generaal van die Amerikaanse weermag het 'n bepaalde gemaak en uitgewerk om daai klompie mense, maar nog meer 3 miljoen, daai nag deur die Rooi See te stap. Moes daai pad wat hulle gestap het, iets soos 15 kilometer breed gewees het om in een nag te kon deurkom.
Ek nie so 'n smal pad nie. Ek sien baie kleinterwyse, hierdie kant is water, hierdie kant is water, die mense loop so agter mekaar. Kan nie agter mekaar deurkom in een nag nie. Nie 3 miljoen mense nie. Dus moet 'n breë pad wees om in een nag deur te kan stap. God het 'n breë pad gemaak. God het die vermoë. Hy kon daai hele see weggevat het as hy wou. Hy het die vermoë om dit te doen. God kan 'n see maak. God kan 'n see laat verdwyn. Hy kan. Hy is in staat om dit te doen. En dit is daardie mag van God wat ek hom voor vereer. En daardie verering is wat ek sê, ek aanbid God. As jy kyk in die Ou Testament weer eens, God die Vader, hoe groot is hy? Ek doen vir iedereen wat jy baie goed weet, maar mense vergeet soms daarvan om die Here daarvoor te aanbid, want hy die vermoë het om vir 3 miljoen mense elke dag genoeg kwartels te stuur van waar af vir 40 jaar. Amen. Dis die God wat ons aanbid. Yes, hallelujah. Soms raak ons so bedoeld oor ons omstandighede. Maar as ons dit kan weet, ek is in verhouding met 'n God vir wie daar niks onmoontlik is nie. En Here Jesus sê, wat jy die Vader in my naam vra, dit sal hy vir julle doen. Halleluja. Dit is 'n belofte in die woord van God. Maar dit sê, ek moet 'n verhouding met God hê. Yes, As jy nie 'n verhouding met God het nie, vergeet, jy gaan maar bekommernis dra, hoor. Jy gaan bekommerd wees oor jou omstandighede, jy gaan bekommerd wees oor jou finansies, jy gaan bekommerd wees oor wat gaan jy vanaand eet, jy gaan bekommerd wees oor jou vrou, sy lief vir jou of nie lief vir jou nie. Jy gaan bekommernisse dra, maar as jy 'n verhouding met God het, jy hom dan bid vir wie hy is. yes, amen. Dan weet jy, hy kan dit doen. Daar's niks vir God onmoontlik nie. Daar's niks vir God onmoontlik nie. Halleluja. Amen. Mense, as ek in die Nuwe Testament kyk, die 4 evangelies, daar leer ek die Here Jesus ken. Ja. Die vermoë wat God die Vader hom gegee het. Hy sê self in Matteus 28. Hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. So God die Vader, die Skepper, het al sy krag en sy mag aan hom oorgedra. En hy sê die woord in Johannes 17, ek is in hom en hy is in my. Yes. En die woord sê, die liggaam van my is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Gees van God woon in my. Die Seun van God en al wat die krag woon in my. Ek is in die krag van God. Ek staan in sy krag vanmôre. Ek is nie bang vir die duiwel nie, want ek oorwin, prys die Here. Hy het my geklee en openbaar en nodig gestel en oor hom getriomfeer. Ek het nie nodig om bang te wees vir die duiwel nie. Yes, amen. Maar weet jy wat? As ek die Here Jesus begin aanbid, Hallelujah. vir dit wat hy gedoen het en dan vereer. Kyk hoe werk hy. Kan jy jou indink, hier stap 'n vrou. Sy het nie 'n man nie, nie 'n een seun en hy is dood. Hy dra hom daardie seun, hoe hy dra maar. Ek kan sien die stof staan so afdraandjie af. En Jesus sien daar kom hulle aan. En hy stop en hy sê, wow, wag net 'n bietjie. Hy gaan staan by die seun op die draagbaar. En hy raak hom aan. En dan word hy lewendig. Amen. Is dit nie iets waarvoor mense hom kan vereer? Hallelujah. Hierdie Jesus van Nasaret, Yes. om hom te aanbid nie. Dit weet jy, ek wil vandag vraag om te sê, ek het 'n bietjie gaan kyk na groot predikers. Wat hulle geheim is, almal het dieselfde geheim. Aanbidding. Nie net een keer op 'n dag in 'n bidkamertjie nie. Daagliks, deur die loop van die dag, heel dag, elke dag waar hulle loop, praat hulle in aanbidding met God. As ons daardie plek kan bereik, waar ek en u heel dag bezig is om God te loop en te prys. Jy bent nog bezig hier om 'n kar reg te maak, daar die werkswinkel op Lucas. Of ek het nog bezig om, my broer kan hier af te klee. O, my broer, dis 'n verskriklike besigheid om af te klee, hoor. Dis 'n verskriklike ding. As 'n verveeldheid, dat jy vat, maar jy moet iets kry om bezig te hou. Misschien moet je ja bij je bezoek doen als dat dan goed gaat. Ja. Maar weet je, dat in je loop van je dag, om gedurig die Here te aanbid, ek doe my best om dit toe te pas in my lewe. Ek voel nie ek is daar waar ek moet wees nie. Ek kan het nog nie so voel nie, maar ek doen dit, ek werk daaraan, om gedurig, ek sê 'n kootjie waar ek gaan, of ek praat met die Here en ek eer hom vir wie hy is, vir sy grootheid en sy almag en sy krag. Want weet jy, as ek dit nie doen nie, as ek let op die omstandighede, as ek let op die plekke van die wêreld, hoe dit lyk, as ek let op ons regering, as ek let op die president se toespraak, as ek let op die nuusberigte, dan val my hele gemoed in die grond en plat. Maar wie my oor op die Here gevestig, ek wil hom aanbid dag en dag, ek wil hom eer, dis waar ek gaan. Niemand moet my te praat nie, ek hoef nie saggies te praat en te dink nie,
God. Yes, amen. Behalve as jy nou stom is, ek kan dit nou verstaan, dat is al 'n manier. Maar gelukkig is ek nie stom nie. Gelukkig is ek ook nie doof nie. Maar ek wil je vertel, die Here het my vanmorgen gehelp, toe ek gaan was en skeer, en ek my oortjies al ingehaald, my nagemakte oor. En toe ek my gezicht afdruk, toe val die microfoon van my oor af. Maar toe val hy nie gehoortig by binne in die bakwater. Hulle is net R11.1. Hy val binne in die water, maar moet ek het hom gegryp. En ek het op, ek met die handen terug op, maar wat om terug op, en ek kan die koste ding maak nie. Sê, Here, hierdie oortjie gaan hoor. Ek weet nie of die Here oor kan regstel, of gehoorstukke kan herstel. Maar hy werk hoor, hy werk. Hy werk goed. Hy werk goed. Prys die Here. Hy val binne in die water. Galabit, dankie Here, hy sal dit oorkom nie. Yes, amen. En hy werk. Ek dank God. Want weet jy wat? Jy het 'n verhouding met God nodig. En die kleinste geringste omstandigheid van jou lewe moet jy daaraan werk. Nie net by die groot kerkdienste, die groot predikers. Kyk wie ook al nou kom van oorsee af. As jy van Amerika afkom, dan is jy eers spesiaal, hoor. Dan is jy eers baie spesiaal. Jy het nie dit nodig nie. Net as jy met jou eie lewe elke dag die Here kan loop en aanbid en verhouding met God bou. Weet jy, 'n verhouding met God mag dat sy Gees se krag in jou begin werk. Dat sy heiligheid in jou begin werk. Jy kan vir 'n sieke sê word gesond, dan word jy gesond. Jy kan vir 'n lamme sê loop, dan loop hy. Jy kan vir 'n man sê word normaal. Nou, dat is 'n bietjie moeiliker, maar kom ons kyk of ons dit reg kry. Daar's 'n paar malles in ons land, daar's 'n paar malles in die predikers ook. Jy lag, jy waar hoor. Daar's 'n paar manne wat alle manne baal uithaal. Om te kyk of nie kan mense trek en dit nie. Ek is nie van daai ouens nie. Ek is maar 'n eenvoudige Afrikaner. Maar ek wil vanmorgen vir u sê, verhouding met God. Daar is nie 'n ander manier om 'n verhouding met God te bou, behalwe jy lofprysing en aanbidding. Ja, amen. Jy kan God nie prys as jy nie iets het om hom oor te prys nie. As jy nie gered is nie, moet jy bid vir redding. Maar as jy gered is, kan jy God prys daarvoor. Amen. Om God te aanbid. Jy kan nie aanbid as jy hom nie ken. Om te ken, lees die Bybel. Halleluja. Dis die antwoord. Lees die Bybel en elke dag as jy lees, dit wat jy gelees het vandag, begin om aanbid vir dit wat jy gelees het. Here, ek sien in die Bybel, u het dit en dat gedoen. Ek eer u daarvoor. Ek aanbid u vir u grootheid. Ek aanbid u vir u magtige dade. Ek aanbid u vir die waardevolle dinge wat u gedoen het. Ek aanbid u vir die grootheid van u liefde, vir die grootheid van u krag. Weet jy wat het God die Vader gedoen om my en u gered te kry? Ja. Kan ek dit maar vir u sê? Het gaan dalk 'n bietjie langer neem want ek einde graag sou wil neem. Maar ek kan maar vir u sê. Toe God die hemel en die aarde gemaak het, gesê dat ons mense maak. Nie mens nie. Mense na ons beeld en gelykenis. God het op daardie dag, hy het nie een koedoe gemaak, en een buffel gemaak, en een rooibok, en dan laat ons so stelselmatig meer word nie. Hy het die wêreld vol diere gemaak. Ja. Toe maak hy die wêreld vol mense. Hy maak die Japanees, hy maak die Chinees, hy maak die Indiër, hy maak die blankes, hy maak die swart mense, hy maak die donkerveldklerige Arabiërs en daai plekke. God het al die mense klaar gemaak. Want as almal van Adam afgekom het, wanneer het Adam se kinders se oë so skeef getrek? Wanneer het baie hulle se vel swart geword? Wanneer het baie hulle begin Indië dood oopmaak? Pakistanis. Wanneer? Maar weet jy wat? God het die mens gemaak. Maar God het ook die engelewesens gemaak. Die geesteswêreld is onbekend vir ons. Miskien of jy daar oorlede gegee vir 'n paar dae. Binnekort. Maar weet jy dat? Daar was 'n engel. Sy naam was Lucifer. Hy was 'n gerub, sê die woord in Jesaja 28. Hy sê jy was 'n god gewees met 'n klein g. Ja. Maar hy was so vol van homself dat Jesaja 14 sê hy het in hoogmoed homself gelykgestel aan God. En toe haal God op van die grote berg af. Hy werk op die aarde. En hy verlei die hele wêreld se mense agterman met sy leuns. Maar hy wil aan God die Vader wys, hy het meer aanhang as wat God het. Maar omdat God die mens lief gehad het, skep hy vir Adam, gaan lees Lukas 3, die geslagte van Jesus, begin by Adam en eindig by Jesus Christus. Adam was die eerste een van Israel.
die hele Ou Testament aanskou as die eerste mens, want hulle bestaan vir hulself. Alle was die eerste een van Israel, wat is die eerste mens? Maar uiteindelik, God het hy volk deur al die versoekinge en in die paaie gestuur, sodat daar uiteindelik een gebore kan word, sy naam is Jesus. Amen. Wat aan my plek kan sterf aan die kruis van Golgotha. As ek dit kan net besef, en kan dink wat God vir my gedoen het, om my gered te kry, ek kan weer eens gered te kry. Ek was 'n sondaar. Groot geword in die kerk. Die dag na my 16de verjaardag, sterf my pa. En ek neem die Here kwalijk en ek besluit, ek gaan nooit die Here dien nie. Ek is 'n musikant. Ek slip, ek sê Afrikaanse woord nie, wat is dit? Slip by die kosses uit, naweke. En Elspeth Moorspel se kosses. Ek sloon oor die draad. Gaan speel ek basspeel saam met Ollie van Wyk. By die boeredanse en al die plekke, die nightclubs, so goed. Drink saam met hulle, rook van aan. Ek wil nie die Here nie. Maar God het 'n plan gehad met my. Amen. God het 'n plan gehad met my. Amen. Weet jy, ek kan die Here nie genoeg dankie sê vir dit nie. Ek kan die Here nie genoeg eer. Ek sê net nou die dag my vrou, ek wonder waar sou ek vandag gewees het as die Here my nie gered het. Amen. Ek dink is 'n dag op verslaaf ergens gelê in 'n verslawingsentrum. Verslaaf aan drank, verslaaf aan verdowingsmiddels, want ek wou die duiwel dien. Ek wou nie die Here dien. Ek was kwaad, ek het my pa weggevat, ek op nodig te 16 jaar ouderdom. Man het sy pa nodig daai ouderdom. Ek het die Here kwalijk geneem. Ek het dit baie keer bely, die Here gevra, vergewe my asseblief van Here, vergewe my. Ek vertel nie môre om te spog nie. Ek wil net hê jy moet weet, ek het iets gehad om God voor te dank, want hy het my gered in die diepste moddersluit van sonde. Ek was op pad in die diepste putte van die hel toe. Toe red God se krag my. En ek het keer op daarvoor geword. En ek het daar besluit, nooit weer nie. Ek het daai kondikie met my red. Toe ek oprook en ek hou op drink en ek hou vloek. Ek vloek nie. Ek rook nie. Ek drink ook nie. Ek het nie die wêreld nie. Ek aanbid God. Ek dien die Here. En God roep my om sy woord te verkondig. Amen. En ek is nou 43 jaar terug. Begin in die bediening as 'n jong man. En ek dank God daarvoor. Ek dank God daarvoor. Maar my dierbares lyk so mooi. As jy 'n verhouding met die Here wil hê, hou op kla. Amen. Hou op murmureer. Ja. Hou op onderwys. Loof hom. Hou op ander mense aankla. Hou op ander mense die skuld gee vir jou probleme. Ja. Hou op ander mense naaap en naaiwer. Hou op met valsheid. Hou op met nagemaakte godsdienst. Hou op, kom met die egtheid van die Here uit, man. Weet jy, dat sit mense vandag vanmôre in die kerke in Witbank. Want hulle sit daar, tydens op die kerkraad. Maar hy's 'n preekmeester daar. Hy's 'n aanbidder van die Satan in ter waarheid. Glo aan tramme projeksies. Glo aan wêreldse musiek. Die musiek moet swaar, as jy by die huis aankom, jy kan nie eens hoor hulle praat nie, die plek blewe so soos hulle musiek gaan. Maar Sondag sê die kerk. Mense, kom ons kom terug na God toe, man. Kom ons begin 'n verhouding bou met die Here. Ek praat met iemand aan my lecture miskien op die YouTube of selfs op die Facebook. Dat ek net vanmôre vir u sê, kom terug na die Here toe, man. Kom terug na God se weer toe. Los die kerk se weer. Sien nie los jou kerk nie. Los die kerk se insette. Dien die Here met jou hele weer. Want bid hom met jou hele hart. En nog steeds aan die Here met jou hele weer. Dis die manier wat afgetroon wat jy kan kry om 'n verhouding met God te bou. Amen. Want God het baie vir ons gedoen. As dit nie vir God se liefde gewees was en Jesus nooit gekom het nie, wonder waar sou die wêreld vandag gewees het. Ja, amen. Ons dink dit gaan sleg in die wêreld. Ek dink ons sou nog baie slegter afgewees het vandag. Ons sou nie kon kerk hou so 'n mooi plek soos hierdie nie. 'n Mooi kerk wat hier môre is, daar waar jy ook al is. Mense, die Here praat vanmôre baie mense. Die Here praat met baie mense buitekant die kerkmure. Die Here praat met baie mense binne in die kerkmure. God praat met mense wat 'n jaar op die pad is, maar nog nooit gevorder het nie. Baie mense wat vanmôre in die banke sit, moes lank al predikers gewees het. Moes lank al die krag van God na lewe gehad het, om die woord van God te verkondig op die straat as dit daar aankom. Maar hulle sit maar nog daar, slaaf van die kerk. Slaaf
van die gewoonte. Slaaf van 'n niks wees. Slaaf van 'n verhoudelose lewe met God. Ken nie die Here nie. Ken nie vir Jesus Christus nie. Ken nie God die Vader nie. Nie gedoop met die Heilige Gees nie. As ek moet begin praat oor die dooping in die Heilige Gees, sal dit nog 'n bietjie langer vat hoor. Maar ek wil vir u sê, dit is die grootste gebeurtenis in my lewe. Op 'n Saterdagnaand op die berg daar in Pretoria. Dit was in 'n gemeente gewees in Mountain View. En 10 Saterdagaande is dit met die kerk so 'n dieselbusie, so 'n studentbus busie. Teen die voorkant opgry teen die berg geloop, soos kyk, totdat die busie stop. Hy kan nie verder, dit is te styl. Dan pak 'n klipper af as hy wil, dan klim ons verder tot bo. Jou pastoor saam met ons, pastoor Piet Ludik. Ons vat 'n groot 2 liter vol soda water saam, want ek kan water drink. As hy bo kom, as hy so veel, want hy is net so massiewe ou was geweest. Groot man. Dan gee hy drink daai 2 liter soda water klaar, dan gaan hy eers bid, dan moet hy eers bykom. Maar een nag daar, 2 in die môre. Toe doop die Here my broer Smit met die Heilige Gees. En ek is so bly oor dit, want ons gesukkel om by die Here uit te kry. Hard gewerk aan hom. Toe ek is so bly, toe ek myself kry te praat ek in taal. En van daardie dag af kan ek God elke dag aanbid in taal. Dat my gees met God kan praat. Dis die plek waar iemand weet waar jou gees met God kan kommunikeer. En dat God met jou gees kan praat. So die Here môre met Ernst gepraat het. Hy met my broer kan hy gepraat het. Dit is nodig, want die gees van God met ons kan praat. Is 'n behoefte in die kerk en wêreld. Daar is nie meer sulke dinge wat gebeur nie. Daar is nie meer sulke dinge in die kerk nie, hoor. Ek vir u sê. Skaars geword. Omdat daar die verhouding met die Here is. Jy weet daar waar jy sit. Ek weet dat die Here se woord in jou hart ingaan. Jy kan nie keer nie. Ek het jou hart oopgemaak vir die Here toe gebid het. Laas nag en vroeg vanoggend, môre weer in die voorvertrek. Jou hart oopgemaak, goeie grond opgekap vir die woord gesaai. Dat die saad in die harde pad sal val, by die voël opkom. Soos die klippe en die dorings, maar in 'n goeie grond. Die Here praat met elkeen wat na my luister vandag, op môre, op oormôre. Wanneer ook al, God soek mense wat met hom 'n verhouding wil hou. Amen. God soek na mense wat met hom 'n verhouding wil staan. Halleluja. Kan ek nou vir u vra wat die saam met is geworden? Sal jy vir 'n paar oomblikke saam met my staan op die voete en net jou hande opsteek en sê, Here, ek weet hierdie woord is vir my. As dit nie vir jou is nie, dan het verby gaan. Maar as dit vir jou, steek jy net jou hande op en sê, Here, ek wil 'n verhouding met u bou. Ek wil 'n verhouding met u staan. Ek wil in die krag staan. Ek wil in die heerlikheid staan. Ek wil elke dag my lewe deur u loof en prys en aanbid. Omdat u waardig is om geloof en geprys en aanbid te word. Halleluja. Koshanga te begaya rabote lefena. Ek buig voor die groot God van alle eeuw. Ek buig voor Jesus Christus, my middel, my zaligmaker. Ek dank u vir die Heilige Gees, want jy binne in my weg. Die Gees van krag, die Gees van heerlikheid. Halleluja. Koshanga. Ek eer die Here met my hele wese. Ek wil nader en nader en nader aan u kom. Nog nader dan ek ooit was. Ek wil nader aan u kom. Ons mond. Dank u, Here. Dank u, Here. Dank u, my Vader. Dank u, Here. Ek wil hier nie meer over praat. Dat we dan weer gaan luisteren ergens op het internet. Dat je daar zal praten. En het zal deel die waarheid van je woord. Je daarin verheer kan. En ik dank je daarvoor, Vader. Heer Jezus Christus, u ziel. Halleluja. 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 Halleluja.